Jy is ingeskakel op Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts. Nou die eerste vrou wat ooit in Afrika onder 2 minute vir die 800 gehardloop het, is Ilse Wixel. En glo dit of nie, dit is hierdie jaar baie lank terug. Ilse, so ek gaan nie eers sê hoeveel jaar dit is nie. Welkom by ons, lekker om jou saam met ons te hê. En Ilse is deesdae 'n afrigter van formaat. Ek wil eerstens wegspring deur vir jou te vra, dit voel vir my so al asof daar 'n massiewe oplewing in atletiek in Suid-Afrika is oor die afgelope 2 of 3 jaar. Is dit so van jou oogpunt af? Ek dink definitief is daar oplewing. Daar is baie, veral die skole atletiek het baie groot geword. Hoekom dink jy dit gebeur? Ek dink is as gevolg van hierdie die Kiro podium in Kiro wat betrokke geraak het in sport. Daar word baie uitgesaai op Supersport 16, dink ek. Maar dit is baie meer blootstelling as wat dit was in die verlede. Toe ons gehad het, was daar baie blootstelling. Maar nou is dit self doodgeloop. Maar ja, dit is baie op meer blootstelling. En ek dink dit help ook om atletiek bietjie weer, soos hulle sê, op die map te sit. As ons kyk na die standaarde, dis nog 'n ding. Ons standaarde is daar of daaromtrent, maar is daar genoeg diepte op hierdie stadium, Ilse? Nee, definitief nie. Daar is nie genoeg diepte nie. En as jy kyk na die Commonwealth so standaarde wat hulle daar gestel het, is baie hoog. So daar gaan 'n baie klein spannetjie gekies word, want dit is net, ek voel dis waar ons kinders moet eintlik, of atlete moet gaan deelneem, want dis nie so oorweldigend soos 'n wêreldkampioenskappe of 'n Olimpiese spele nie. So ek dink ons moet 'n groter span moet stuur om die atlete meer blootstelling te gee. In jou groep wat jy afrig, het jy nie een, dit was my verbasing met by jou te hoor, nie een beroepsatleet nie? Nee, ek het omtrent 30 atlete in my groep, waarvan 25 studente wat by die Universiteit van Pretoria studeer. En daar is ook so 'n paar wat alumni is, my ouers het gestudeer wat nou al werk. So geen atlete is professioneel nie. En as jy kyk, ek kyk toevallig Instagram en volg jy hierdie Kelly Hodgkinson wat nou so goed hardloop. Ja. En hy Belgo. I mean, as jy hulle lewe kyk, elke dag wat hulle doen, is net oefen en slaap en eet en rus en alles word baie wetenskaplik benader. So ek dink dan is my groep eintlik die real heroes wat doen goed. Ek hoor jou. Jy het natuurlik 'n hele paar sterre. Edmund du Plessis is ongelukkig beseer gewees en hy is nou besig om terug te kom. En jy het 1 of 2 jong dames wat net sulke groot sterre is. Vertel vir ons van hulle en hoe dit met hulle gaan op hierdie stadium. Ag, daar's baie, ek sê altyd in my groep is elke atleet, as jy jou persoonlike beste gehardloop het, dan is jy in my oë kampioen. So hulle is elkeen 'n kampioen, maar daar's baie jongetjies wat nou opkom. Maar Marley is nou lank 12 jaar by my, maar sy hou aan verbeter. So, en dan is daar Colleen Skeepers en daar's Noah Reinstein wat nou van Natal afkom, en dan het ek Christian Franken, is baie belovende jong seun wat nou 800 hardloop. En nee, ek kan vir elkeen in my groep opneem. Dit is baie spesiaal vir my. Ek love my groep. Hoe het dinge verander van jou jare in 83 toe jy 2 minute gebreek het, wat oefen aanbetref na vandag toe, of het dit verander? Ek dink, ek het kaalvoet gehardloop, so ek dink as ek hierdie vandag so skoene gehad het, dan sal ek nog bietjie vinniger kon hardloop. Ek dink ons was in isolasiejare en daar was nie baie wat ons geweet het van hoe om te oefen nie, en ek dink tog het ons baie goed presteer. As jy gaan kyk in die 80s, nog steeds, ek het 1:59 gehardloop, ek kon nog steeds kompeterend gewees het in nou se atletiek. Ek wil opper sê, ek weet nie hoeveel jaar terug, 42 jaar terug, 43 jaar terug. Ja, ek is atlete, Ina van Rensburg, die Myrtle Botmas, die selfs Johan Fourie se tye is nog steeds van jaar kompeteer. Almal van hulle. So ek dink net ons sou dalk nog beter gehardloop het. Maar definitief is daar definitief meer wetenskap. Ek het nooit drills gedoen nie. Ek het nie as kaars opgewarm. Ons het baie hard geoefen, miskien te hard. Maar ja, ons het dit was net, ons het nog steeds lekker tyd gehad. Natuurlik, ja, ek is seker. Ilse, wat is in die vooruitsig? Hoe sien jy dinge verander wat atletiek aanbetref in die volgende 2 of 3 jaar vir Suid-Afrikaanse atlete? Jo, dis 'n moeilike vraag. Ek hoop ons gaan net beter en beter raak, en dat ons meer kan befondsing kry vir ons atlete, en dat ons meer atlete gaan
gaan hê wat gaan deelneem aan die volgende 2028 Olimpiese spele. En ja, ek hoop net ASA gaan ons atlete kyk wat potensiaal het, veral jou jonger, die 18, 19-jariges. Ilse Wixel, altyd 'n groot plesier om jou te sien. Sterkte met jou groep. Ek hoop dit gaan van krag tot krag daar by jou. Dankie. Ilse Wixel, natuurlik een van die legendes uit Suid-Afrikaanse atletiek, wat in 1983 vir die eerste keer 2 minute gehardloop het vir die 800 en 2:37 vir die kilometer. En dit wil gedoen word nog steeds een van die vinnigste tye van alle tye. Pieter is net hierna terug met 'n ding wat hy nou wil beroeps doen, golf. Nou, is nou die live golf, né? Pieter. Nou ja, as jy van golf reis en 'n bietjie avontuur hou, dan is hierdie een vir jou. 'n Splinternuwe realiteitsreeks Golf Tour staan vanaand op Via af en beloof om kykers saam te neem na van Suid-Afrika se mooiste golfbestemmings. Ons gesels vandag met die aanbieder van die reeks, JP Kwikkelberge, en hy vertel vir ons meer. JP, hartlike goeiemôre, good morning. Môre almal, happy Wednesday. Nou vertel gou vir my, wat is Golf Tour en Dis so nice. daar, ekskuus, ek val vir jou hier in die rede. Vertel vir my gou, wat is Golf Tour en wat kan kykers van die reeks verwag? Wel, ons het heeltemal 'n alternatiewe uitkyk op golf. Ons het dit 'n klein bietjie vir die average Joe gemaak. So dis nie vir jou lae handicap golfers nie, dis vir my en jou, Pieter. Dis daai high handicap golfers, maar ons hou nog steeds van buite in die lug wees, bietjie gaan explore, en 'n paar lekker golfbane besoek, saam met 'n paar welbekendes en 'n paar local karakters. Ek hou daarvan dat jy ook sê, jy ken my golf, jy weet, ek speel 'n Dunlop spel, dan loop ek aan die kant van die fairway, dan loop ek aan daai kant, maar speel sal ons speel. JP, jy beskryf jouself ook as 'n amateur golfspeler. Hoe was dit om hierdie reeks aan te pak en ook, jy weet, natuurlik as aanbieder op te kon tree? Kyk, ja Pieter, dit is presies soos wat jy daar noem. Die amateur golfspeler kry die meeste golf uit sy ronde uit. Ons kyk ook baie na die fauna en flora langs aan die fairway. Ons kyk wat se bome groei en wat se blomme groei daar so in die wild. Maar nee, ek grap, maar dit is ons is so blessed met van die mooiste bestemmings in Suid-Afrika en weet jy wat, mens moet dit wys daar buite. Van jou klein dorpie se golfbaan na die fancy locker rooms daar so by Sun City. So weet jy wat, ons wys alles en ons nooi regtig soos elke amateur golfer en jou Joe public golfer, mense wat hou van goeie plekke besoek. Kyk, ons 'n klein span. Dis my span wat ook op kelderklas is. Ek het 'n ander program, kelderklas, ook op Via. En ons is dieselfde span ouens en soos wat jy gesê het, kattekwaad, die ouens doen, ons doen maak baie kattekwaad op die program. So ja, dis maar soos 'n golftoer gaan. Het die golf enigstens verbeter ten tye van die opnames vir hierdie reeks? Jo, jy sal maar moet kyk. Dit gebeur gewoonlik net in 'n seisoen nie, maar ja, die golf, kyk, die golftoer het ook ons het ook 'n paar golfpros, elke baan het maar sy pro en die pro gee ook vir ons 'n paar tips. So dit help verskriklik baie. Ons kry ook 'n bietjie etiket, hoe om wat is out of bounds, hoekom moet jy jou divots regmaak, wat is placement op die fairway. So goeie wat jou alledaagse golfer dalk nie weet nie, of dalk weet hy dit. So ons kry 'n bietjie golf tips, ons kry 'n bietjie etiket,
Maar dit is baie fun. Ons lag verskriklik en natuurlik ons Suid-Afrikaners hou ons van banter. So ons kan 'n man uit die game uit chirp. So daar's baie banter op die golfbaan. So ja, dit is verskriklik baie fun. Duidelik nie jou tipiese golfprogram nie en ietsie waarna ons kan uitsien. Ek wil net gou by jou hoor, jy praat van al hierdie, jy weet, golfbane en goeters op klein dorpies wat jy ook nogal regtig verras het en so, en ons ken nou al almal die redelike gesettelde golfbane en die bekendes, maar is daar een of twee van hierdie bane wat vir jou uitgestaan het, wat jy weet, Jan Alleman nie noodwendig ook van weet nie? Luister, ja, dit is ek wil nou nie te veel verklap van die program nie, maar daar is bitter baie wat uitgestaan het wat my ongelooflik erg verras het. Byvoorbeeld vanaand ons premier speel ons by Cape Town Metropole en ek dink ons baie Kaapenaars wat hierso bly en reg rondom die baan wat nog nooit daar gespeel het nie. Ek en Kluis. En dit het vir my ongelooflik verbaas. Hoe mooi die baan is, waar hy geleë is. En dan ook daarbo by julle Magalies Park. Oh my goodness, hoe mooi is dit daarso. Dit klink vir my omtrent, ons gaan verras word, ou JP, ek moet vir jou hier kort knip en ons gaan almal vasgenaald sit voor die kassie elke woensdag aand, golfer of nie golfer. Baie dankie, dit klink vir my na 'n program waarvoor ons moet uitkyk hier op Via. Bly net waar jy is, hierna kyk ons hoe jy hierdie naweek 'n positiewe bydrae kan lewer en sommer 'n vrugtesappie verniet kan geniet.